Hartlike welkom aan al die kollegas. Ek is Daniel Steinman. Ek is die tweede predikant in die Windhoek gemeente en ek wil vandag met julle praat oor roeping en motivering. En ek wil dit toelig vanuit my eie ervaring en my eie geskiedenis. Maar ek wil sommer dadelik aan die begin dit duidelik maak dat my lewe is dalk nie 'n geldige roete om in die bediening uit te kom nie. Ek het 'n baie onkonvensionele roete gevolg. Ek het 'n baie lewendige lewe gelei en ek was vir die laaste 35 jaar in die journalistiek, in die uitgewersbedryf. So my bedrading is waarskynlik 'n bietjie anders as die gemiddelde gemeentepredikant se bedrading. Maar ek wil tog met jou praat oor roeping en ek wil met jou praat oor jou persoonlike roeping. En ek gaan begin, ek wil dit terugvat na daar waar dit vir my begin het in 1978, toe ek in matriek was. Ek was in Bloemfontein op skool en ek moes besluit wat wil ek gaan doen na skool en ek kon regtig nie tot 'n besluit kom nie. Daar was niks wat my aandag werklik so vasgegryp het nie. Die standaard antwoord wat ek gegee het as iemand my gevra het wat gaan jy doen, is dat ek in die wetenskap wil gaan studeer, wetenskaplike word in die breedste definisie daarvan. En dit was algemeen aanvaar dat ek waarskynlik iets in die natuurwetenskappe sou gaan studeer en dan 'n navorser sou word of dalk 'n lektor, maar niks was definitief nie. En tot almal se verbasing, hier aan die einde van my matriekjaar kondig ek toe aan dat ek nie gaan medies studeer soos wat die verwagting was nie, maar dat ek teologie wil gaan studeer. En nou kan julle vir my vra, ja nou, wat was jou roeping? En ek moet eerlik antwoord, ek weet nie. En dit is nie asof ek het vergeet het omdat dit so lank terug was nie, dit is baie duidelik by my. Daar was 'n proses aan die gang wat ek sukkel om te definieer tot vandag. En dit het daartoe gelei dat ek besluit het om teologie te gaan studeer en dit was tot groot vreugde van my gemeente gewees, Bloemfontein Wes gemeente. En ek verstout my om te sê dat ek waarskynlik die eerste kind was wat teologie wou gaan studeer uit daardie gemeente uit. So almal was redelik bly en almal was opgewonde en die pad vir my om as teologie student by die Universiteit van Pretoria uit te kom was redelik maklik. Daar was voldoende beurse en lenings beskikbaar van die kerk daai tyd. Die kerk was groot en sterk, die finansies was nie 'n probleem nie. Maar min mense, niemand, geen persone het gevra wat is die motivering? Hoekom wil jy dit gaan studeer? So hier kom ek nou op die Universiteit van Pretoria en ek word in college te huis geplaas vir 5 jaar en ek moet onmiddellik sê tot my moeder se ontsteltenis. College te huis is nie 'n maklike plek nie. Hy het aanvanklik so 'n bietjie met jou gemors, maar hy het jou baie vinnig groot gemaak. Of jy nou na matriek direk weermag toe is en of jy college toe huis toe is, was eintlik maar om te lewe. En hier beland ek as student van die kerk in die universiteit en ek is 'n student met oorgawe van die begin af. Ek neem deel aan sport en ek neem deel aan buitemuurse aktiwiteite en ek is aktief in die gemeente as eerstejaars student en ek gaan op kerkkampe en ek doen alles wat van 'n teologiese student of 'n teologie student verwag word. En niks forceer my om terug te staan en die bietjie na te dink oor die realiteit van watter werk gaan ek doen? Waar gaan ek eendag in die gemeente wees? Wie se woord gaan ek verkondig? So ek is vuur en vlam vir student wees en my lewenspad is eintlik vir my uitgeknip. Roeping is nie ter sprake. Roeping is iets waaroor ou oomies worry, nie waaroor jong studente worry nie. En hierdie afwesigheid van die
basiese nadenke van wat is dit wat jou daar bring. Dink ek, het vir my probleme veroorsaak in my studentejare en het eintlik veroorsaak dat ek toe nie 'n predikant geword het nie. Ek kan nou eerlik nie sê of ek 'n goeie of 'n slegte student was nie. Uit die perspektief van my dosente en my professore was ek waarskynlik 'n swak student en uit die perspektief van die maats wat saam met my studente was ek heel waarskynlik 'n goeie student. Ek het nie met die akademie gesukkel nie. Ek was daai tipe student wat die lektor nie in sy klas wil hê nie. Ek het alles bevraagteken. My belangstelling in die natuurwetenskappe het my daartoe gelei dat ek oor alles gewonder het. Ek dink 100 jaar terug sou hulle my waarskynlik as 'n tipe renaissance man beskryf het, omdat alles wat oop en toe maak, alles wat beweeg, alles wat in die gang is, alles in die empiriese wêreld, alles in die geestelike wêreld, het my aandag getrek. Ek was die aardsnuuskierige kind gewees. En ek wou uitvind hoe werk alles. En ek wou uitvind wat motiveer mense. En ek wou uitvind, hoekom is ons hier? Nou, hierdie is als ontologiese vrae, waarvan ek op daai stadium eintlik totaal onbewus was. Ek het saam met die vloei van die stroom gegaan. En dit het my dikwels in konflik gebring met my lektore. En dit het in die klas het dit soms so 'n bietjie wrywing veroorsaak, want dit was algemeen bekend dat ek nie gestudeer het. Daai stadium was ek baie trots om te sê dat ek vir die hele BA graad slegs 7 boeke gekoop het. Nou, die mense wat saam my studente was, sal weet ek het dikwels my voorbereiding agterweë gelaat om aan ander aktiwiteite deel te neem. En ek sê dit tot my spyt, want dit het daartoe gelei dat ek in my finale jaar, 1984, in al meer en meer konflik met my lektore geraak het. En die uiteinde daarvan is dat ek na die proefpreke is ek geskort. Ek was nie meer 'n student van die kerk nie, ek is amptelik in kennis gestel dat ek word nie meer erken as 'n student nie, maar ek moet daarom by sê, ek is toegelaat om die eksamens in die finale jaar te skryf, sodat ek die kwalifikasie kon kry. So ek is weg van die universiteit af, sonder 'n beroep, maar met die kwalifikasies wat jy sou nodig hê, indien jy later 'n predikant sou wou word, of indien jy op daai stadium 'n predikant sou wou word. En nog steeds het dit nie gegaan oor roeping nie. En dit het my ook nie geplan nie. Ek moet baie openlik bely dat ek het nie dit gesien as 'n verlies om nie meer erken te word as student van die kerk nie, want my tipe persoonlikheid het onmiddellik oorgegaan na, okay, wat doen ek volgende? En ek is toe nou weermag toe, soos al die ander. En weermag was ek vir 'n paar jaar gewees. En ek het in Windhoek beland. En ek het hier begin werk by koerante. En ek was altyd lid van die redaksie van die Parabay toe ek student was. So dit was nie heeltemal vir my 'n vreemde omgewing nie. Maar nou moet jy onthou dat behalwe vir filosofie, wysbegeerte, was ek nie andersins opgelei nie. So, daar waar ek beland het in my loopbaan, het eintlik per ongeluk gebeur, outomaties. En teologie en die kerk en roeping in my lewe was die verste gedagte wat jy was baie ver van my gedagte. Ek het nie daaroor omgegee nie. Ek het aangegaan met my loopbaan, ek het baie goed gedoen in die uitgewersbedryf, ek het goed geskryf, ek kon koherent dink, ek kon die essensie van 'n saak vinnig insien, en so oor die jare het ek myself as 'n autodidakt
opgelei in die ekonomie, soveel so dat ek vandag 'n gerekende kenner is van die ekonomie in Namibië en van die ekonomie, die vakdissipline in die algemeen, alhoewel ek moet bysê dat ek nie 'n dagse formele ekonomie opleiding het nie. Ek was baie suksesvol in my professionele loopbaan. Ek het 'n naam gemaak, ek het vooruit gegaan, ek het baie goed gedoen as verslaggewer, ek het baie goed gedoen as ekonomiese analis en ek het redelik presteer oor die jare in my terrein. Maar nou moet julle onthou wat ek gesê het, ek het nie hierdie terrein gekies nie, ek het half as ware per ongeluk daarin beland. In daai jare, voordat ek enigstens dit oorweeg het om weer na die bediening toe terug te keer, sou ek vir jou gelag het as jy vir my gesê het dat daar is 'n krag in my lewe. Daar is 'n gesag wat buite my staan, wat heeltyd in beheer was van my lewe. Ek het dit dood eenvoudig nie geglo nie, ek sou dit nie herken het nie. Ek was empiries ingestel, ek was hyperrasionalisties, tot my spyt. Wat er nou gebeur is, in 2007 was my vrou oorsee gewees en ek was die tyd alleen by die huis gewees. Dit was op Oktober 2007 en ek het 'n baie duidelike, bonatuurlike, geestelike ervaring gehad. Nou moet jy weet, vir iemand wat so ingestel is op wat jy kan bewys of nie kan bewys nie, is dit 'n skokkende ervaring. Dit skud jou, dit ruk jou. En een van die redes hoekom dit moeilik is om te verduidelik, is omdat dit so totaal teen die stroom van die daaglikse lewe is. Dis iets wat jy nie kan bewys nie. So kom ek so bly was so rukkie terug, toe ek in die hervormer lees van 'n ouderling, wat die vrymoedigheid het om oor 'n bonatuurlike ervaring en 'n paar daarvan te praat. Maar wat gebeur het, die uiteinde daarvan, is dat ek gekonfronteer was met 'n ander werklikheid as die eksistensiële daaglikse mundane bestaan waarin ek vasgevang was. Wat ek gedink het sin van die lewe is. Wat ek vandag nie meer so dink. En ek het begin om na jare se afskeep van die geestelike dimensie van my eie lewe, het ek begin om die Bybel te lees, fanaties. Soveel so, dat ek vandag, nou is ons by 16 jaar later, het ek die Bybel al 'n paar keer deurgelees. Iets wat ek nooit as in my studentejare gedoen het nie, en iets wat ek nooit in die 27 jaar tussenin gedoen het nie. Maar ek het die woord van God ontdek, herontdek, van vooraf ontdek. En ek het onder die indruk gekom van die waarheid daarvan, van die geldigheid daarvan. Ek het diep onder die indruk gekom dat ek wil amper sê dat die boodskap wat ons het, die teks wat ons het in die Bybel, warts and all is die Engelse uitdrukking, met al sy teenstrydighede, met dit wat jy hom verkeerd kan bewys, met dit wat nie inpas by die moderne wetenskaplike siening van die wêreld nie. Het 'n baie groot impak gehad op my. Tot vandag toe nog. Dit is my gewoonte om elke oggend te sit en ten minste so 'n halfuur, 3/4 uur, soms 'n uur te lees uit die Bybel uit. En ek doen dit nie soos 'n hoender wat loop in mielies pik nie. Ek doen dit stelselmatig. Ek begin voor en ek lees die Bybel deur tot agter. Dis een van die redes hoekom ek die Bybel al 'n paar keer deurgelees het in 16 jaar. En ek verbaas my altyd hoe die kontekstualiteit van hierdie boodskap tot my spreek. En dat ek dit nie kan ignoreer nie. En dan kom ek by die punt waar ek nou vir myself gevra het, ek het oor die punt gekom waar ek vir myself gevra het, jy het hierdie
aardskuddende ervaring gehad. Jy is baie ongenee om daaroor te praat, want jy word geaffekteer deur dit wat jy in jou eie gemoed sien as iets wat eintlik nie verdedigbaar is. Ten minste nie op 'n rasionele vlak. En hoekom dit so belangrik geraak het is, want dit was baie duidelik vir almal om my, dat daar 'n kentering in my lewe plaasgevind het. Iets groots het aan my fondamente geroer, en my uitermate hard geskit. En ek het begin speel met die gedagte, ek moet eintlik sê dat wat 'n persoon wat nou 'n kollega van my is, het my so 'n bietjie wat is jou houding teenoor om weer tot die bediening toe te tree? En aanvanklik het ek gedink, is nie moontlik. Nie, is nou op my horison. En dit het toe afgeloop en meer ontwikkel en momentum gekry, 'n tipe dinamiek ontwikkel, soveel so dat ek in die begin van 2020, toe ek 59 jaar oud was, 'n brief aan die kuratorium geskryf het en my te kenne gegee het dat ek graag sou wou begin met die proses om gelegitimeer te word. En nou moet julle weet, iets het van 'n motivering van my verwag op 'n vlak anderste as wat jy net kan, as wat jy net 'n vraelysie invul en sê, ja, okay, ek gaan nou deur al die goeders gaan, ek gaan nou weer 'n predikant word. Dit was nie so eenvoudig nie, dit was baie meer ingewikkeld. Ek het 2 jaar lank loop en top daaroor. Ek is deur baie mense aangemoedig en gesê, ja, ons kan sien, iets het verander in jou lewe. Ons kan sien, jy het die kennis, wil jy nie weer 'n dominee word? En ek het heeltyd teruggeskop en gesê, nee. Want daai vraag wat 34 jaar gelede, toe ek eerste jaar teologie student was op Tikkies, wat nooit gevra is oor die motivering, was ek nou gedwing om te antwoord. Nou kom jy by daai punt wat jy elkeen van ons vir jouself moet sê, wat is dit wat my tot hiertoe gelei het? En dan as jy 'n klompie jare in die bediening is, dan is jy by daai punt wat jy moet vra, wat hou aan om my die krag te gee om hierdie werk te doen, om die woord te verkondig, om die evangelie te versprei? En daar is nie 'n maklike antwoord op daai vraag of daai oorwegings nie. Eerstens omdat dit baie persoonlik is. Tweedens omdat elke individu se situasie uniek is. En derdens omdat ek glo dit 'n keuse is wat jy moet maak vir jou hele lewe. Motivering, met ander woorde, roeping, is nie iets wat vandag is 'n dag en môre is dit weg. Die opleiding is lank, die opleiding is in baie gevalle moeilik. Ek dink julle weet almal, Grieks is niemand se maatjie nie. Maar dit gaan buite net daardie strukture van om jouself geskool te kry. En dit het my die beste part van 35 jaar gevat om dit uit te figure. Dat dit binne in jou, die roepstem, die persoonlike oortuiging, die eintlike faktor is waaroor dit moet gaan. Want as dit nie daar is nie, kan jy hierdie werk nie doen nie.